Goeiemôre. Ons gaan vandag lees uit Jona 1 en ons preektema is ons is baie soos Jona. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U naam is heilig en ons moet U naam heilig hier op aarde. Dankie dat U die heilige God is, wat ons mee kan praat. Ons vanoggend kan begin sê, ons Vader, my Pa, dat U my Pa is. Ja, Here, gee dat ons die koninkryk sal laat kom, dat ons sal leef soos koninkrykskinders. Ons wil bid vir hulle wat honger is, swaar kry. Bid vir Ethan wat nou nie geopereer is nie. So bid vir hulle wat vandag verjaar. En in die week verjaar. Bid vir Tannie Hetty en dankie dat nie kan beter wees. En so ook met elkeen wat deur moeilike tye gaan. Amen. Die preektema is, soos ek gesê het, ons is baie soos Jona. En ek wil graag vir ons lees die eerste paar verse van Jona. Ek gaan baie verwys na die boek Jona. So jy kan het gerus maar voor jou oop hou. Maar kom ons lees saam. U is die Here. U doen wat U wil. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam die bemanning Tarsus toe te gaan, weg van die Here af. Ons is baie soos Jona. Uit die bloute kry Jona opdrag van die Here. Soos ek gelees het, maak klaar, gaan in die Nineve toe, spreek hulle aan, want ek weet hoe sleg is hulle. En wat doen Jona? Ons weet hy het ander planne. Hy steek 4 voet vas soos 'n donkie en weier bot weg. Maar hy weier nie net nie. Hy probeer om van die Here af weg te kom. So ver as moontlik wegkom van die opdrag van die Here. En dan lees ons, hy gaan Joppe toe en hy vat 'n skip Tarsus toe. Tarsus wat lê aan die Spaanse kus. Hy gaan vir so ver moontlik wes, terwyl Nineve oos van Israel. Nou vra ons eintlik, maar hoekom het Jona geweier? Mens weier mos nie eintlik as jy 'n opdrag van die Here kry nie. En Jona is immers 'n profeet gewees. En as jy 2 Konings 14 vers 25 lees, dan gee het ons so 'n bietjie 'n kykie na Jona en werp so 'n bietjie lig op hierdie vraag. Want daaruit kan ons aflei dat Jona was 'n profeet in die hofhouding van Jerobeam 2 van Israel. En mense kan nie indink dat so groot pos so groot invloed op Jona se denke kon hê. Hy werk in die koningshuis, saam met die personeel,
En hy is omring deur mense vir wie dit gaan om die regering en die bewaring van die belange van die volk Israel. Hy werk, kan ons amper sê, Jona werk in die hartklop van die hoofkantoor van Israel. En vers 4, vers 2 van Jona help ons om verder te verstaan hoe Jona gevlug het. Want Jona sê, hy het reeds geweet, die Here is 'n genadige, barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. So in sy hart het Jona geweet, dat die Here gaan die Assiriërs genadig wees. En hy wou dit teen alle koste voorkom. Ons kan amper sê dat die beeld of Jona se godsbeeld was, die God is die God van Israel, en nie ander volkere nie. God is die nasionale God van Israel. Ons Israel is die volk van God, die enigste volk van God, finies en klaar. En hy wat Jona is, sal sorg dat dit so bly. En daarom sit Jona soveel kilometers as wat moontlik is tussen hom en Ninive. So, nou verstaan julle hoekom Jona so geskok is, as die Here vir hom hierdie opdrag gee. Want hy weet God is genadig. Hy weet God gaan 'n volk genadig wees wat nie deel is van Israel nie. In tweede plek, hy gaan profeteer, en 'n profeet word geken aan of sy woorde waar word of nie. So hy gaan profeteer, God gaan die land vernietig, en dan vernietig hy nie die land nie. En nog nooit het 'n profeet in Israel die opdrag gekry om vir 'n ander volk te gaan preek nie. Hy sê, maar hoor ek reg? Ek moet Ninive toe. Moet ek ons aardsvyand, die Assiriërs, in hulle hoofstad vir hulle gaan preek? Wat gaan die mense sê? Wat gaan koning Jerobeam sê? Jy sien, Jona weier hierdie opdrag van God, omdat dit indrys teen sy siening wie God is. Dit bots met sy godsbeeld. Nou kan ek vir jou vra, maar hoe dink jy oor God? Hoe lyk die beeld van God wat jy al in jou lewe van God geskep het? Hoe lyk die God wat jy aanbid? Miskien is ons baie soos Jona. Miskien regeer ons nie dikwels op dieselfde manier as Jona nie. Maar ons skep in ons gedagtes vir ons 'n beeld van hoe die Here is. Amper kan 'n mens sê hoe die Here behoort te wees. En as die Here nie optree volgens wat ek van die Here verwag nie, dan volg ek my eie kop. Ons het soos Jona 'n godsbeeld, 'n beeld van God wat my pas. Wat my baie keer toelaat om met my lewe aan te gaan, soos ek wil, al sê die Bybel anders. Ons sit baie keer met 'n godsbeeld in ons wat nie omgee as my lewe gaan om my eie koninkryk. En dan bid ons, laat u koninkryk kom nie. My eie verryking, my eie gemak. Terwyl God se koninkryk dan nie kort en trek nie. Ons sit baie keer met 'n godsbeeld wat sy oë sluit of ander pad kyk. Vir lou, warm afgeskeepte geloofslewens. Jy sien? Ons gehoorsaam soos Jona. Net die Here wanneer dit ons pas. Die wil van die Here word geïgnoreer as dit bots met my eie wil. Jy sien, ons
leef baie keer onder die vaandel van Christendom, maar ons kyk ons lewe in ons eie gemaak. En wie weet nie al op sy eie skip na Tarsus toe geklim, of weet jy, die Here se pad is Ninive nie. Tweede punt wat ek wil maak is, ons ken almal nou die verhaal van Jona. Hoe dat Jona op pad is na Tarsus toe, op die skip, die storm op die see, en Jona word oorboord gegooi. Maar die Here voorsien 'n groot vis, en hy sluk vir Jona in, en op die Here se bevel, word hy naby Ninive uitgespoel. En wat gebeur dan? Het die Here toe vir Jona afgeskryf? Nee. Die Here herhaal sy opdrag aan Jona. Luister, ek het jou nog gaan terugbring. Gaan doen nou wat ek vir jou gesê het. En dan gaan Jona. En hy sê, nog net 40 dae in die stad van Ninive word verwoes. Iemand sê, dit was die kortste preek in die mensgeheugenis. Nog net 40 dae in hierdie stad word verwoes. En dan antwoord die mense op hierdie preek. Hierdie preek, tas hulle, of hulle voel dit ten diepste aan. En dan sê die Bybel, die mense in Ninive het in God geglo. En die koning het 'n tydperk van vas en berou uitgeroep. En dan staan daar, en toe God sien hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp, wat hy gesê het hy gaan oor hulle bring. Is dit nie wonderlik nie? Jona se onwilligheid, om vanuit die staanspoor die Here te gehoorsaam, het nie verhoed dat die Here hom gebruik nie. Die Here het vir Jona weer 'n kans gegee. Hy gebruik jou waarlik op die ou eind, hierdie steekse profeet, om te doen wat hy van hom gevra het. En weet jy, dis ons gelowiges se behoud. Die Here skryf niemand ooit se muur af nie. Die Here besluit nie as jy hom gefaal het, dit is klaar met jou nie. Nee. Om die waarheid te sê, die Here vergewe ons deur Jesus Christus. En hy gee my weer die geleentheid om te gehoorsaam. Die Here gebruik my weer, en hy gee weer vir my 'n opdrag. Die Here maak weer van my soos met Jona, 'n voertuig van genade na ander. Ja, halstarrige, onvolmaakte gelowiges soos Jona, is die mense wie die Here gebruik. Tweede ding wat ons oor God in hierdie gedeelte leer is, ons sien die Here het 'n groot storm op die see laat kom, en dit weer laat bedaar. 'n Groot vis gestuur om Jona in te sluk, en weer op die vasteland uit te spoeg. 'n Komkommerplant laat opkom om vir Jona skade weer te gee. 'n Wurm gestuur om die komkommerplant af te vreet. 'n Skroeiende sterk wind uit die ooste. Jy sien, die God wat Jona en ek en jy aanbid, alles is ondergeskik aan daardie God. Hy is die God wat in beheer is van die skepping. Hy is die God wat mag het oor almal, van 'n wurm tot 'n groot vis, van die kleinste tot die grootste. Dis die God wat ons aanbid, die almagtige God. En Brakpan, hierdie gemeente is in die hande van die almagtige God. En dit is nie wonderlik om te weet dat ons in die hande, in die sorg van die almagtige God, die skepper van die hemel en aarde, is nie. Daarom kan ons ook met klein onbenullighede in die lewe die Here vertrou.
Niks is vir hom te klein en te nietig nie. Ook die groot dinge kan ons na hom toe vat. Niks is te groot of te klein vir God nie. Almagtige God sorg elke dag vir sy kinders. Al is die dag van môre onbekend, al weet ons nie wat die toekoms inhou nie. Ons is in die hande van God. En daarom hoef ons nie bekommerd te wees nie, want ons is in die hande van God. Ons kan hom vertrou. Nog 'n eienskap in hierdie verhaal wat Jona uitwys is, die Here kon Jona as gevolg van sy ongehoorsaamheid se muur van die aarde afgevee het. Maar het hy? Nee. Die Here kon Jona in die vis se maag laat vergaan het. Maar hy het nie. Die Here kon sy oordeel oor Ninive voltrek het. Maar hy het nie. Die Here kon sy rug op die ontevrede Jona draai. Maar hy het nie. Jy sien, die Here het bemoeienis met Jona bly maak. Hy het hom bly opsoek. Hy het 'n gesprek met hom gebly. En dis daai God wat ons ook in die Nuwe Testament leer. As die God wat sy seun Jesus Christus na die aarde gestuur het, om vir ons sondes in die kruis te sterf, en uit die doodheid op te staan. Die God wat deur Jesus vir ons verlossing van sonde en die ewige lewe bewerk het. Die God wat vir sy Gees vir ons gestuur het, om vir altyd met ons te wees. Ons God is net almagtig nie, maar hy is ook die liefdevolle God. 'n God van liefde en genade. 'n God wat ons as gevolg van sy liefde en genade kom opsoek, ons verlos, ons kinders van hom maak. En daarom wil ek jou vanoggend uitnooi, vra opnuut vir die Here, om jou te vergewe vir die kere wat jy al die Jona op hom getrek het. Ook op die oomblik as jy nie weet, as jy nie is waar jy moet wees nie, as jy weet jy lewe buite die Here se wil, as jy op pad is Tarsis toe in plaas van Ninive, sê saam met my vir die Here, gebruik my Here, waar U wil, teenoor wie U wil, en wanneer U wil. Gebruik my Here waar U wil, teenoor wie U wil, en wanneer U wil. Dan sluit ek af. Interessant dat Jona nie eintlik afsluit met 'n mooi afloop en einde nie. Jona sien ons in die einde is 'n knorrige, beswaarde, ontevrede mens. Wonder jy saam met my wat met Jona gebeur het? Ek weet nie. Die Bybel sê nie. Met hier stomp einde van die verhaal van Jona, word die vraag wat ons oor Jona vra in ons skoot geplaas. En dan is die vraag nie meer, wat het van Jona geword het nie. Die vraag is, wat word van jou? Wat is besig om van jou lewe te word? Gaan skryf jy self die slot van Jona met jou lewe.